het U lief. Uw genade dra my altyd, dag vir dag. Geliefdes, ek groet julle vanoggend in die naam van God, wat Vader, Seun en Heilige Gees is. Hy is hier teenwoordig, in ons, om ons, by ons. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Liewe Here, vanoggend kom plaas ons onsself in U hande, soos elke ander dag. Maar vanoggend is Sondag. Dis ons rustdag. Dis die dag wat ons sê, maar Here, hier kom ons. Hier is ons wy onsself, ons lewe, ons alles aan U toe. Want alles wat ons is en alles wat ons het, kom uit U hand uit. So dankie vir hierdie heilige oomblikke wat ons ook so in 'n kerkgebou kan sit. Om U woord vergader, sal U asseblief Heilige Gees vanoggend vir elke liewe een van ons kom ontmoet. Net daar waar ons is. Amen. So, ons tema vanoggend is saam, en ek gaan nou lekker saam met julle uit Romeine 16 uit lees, maar ek wil nou net eers vir julle die volgende agtergrond gee. So, oor die laaste 10 jaar het eensaamheid en die effek daarvan, die statistiek daarvan is net enorm. Dit is hoe sleg dit is vir ons fisiese gesondheid om eensaam te wees. En daar is baie dinge in 'n digitale era waarin ons onsself nou tans bevind. Maniere wat ons nou sou dink, maar om met ander mense in kontak te kom, word mos nou makliker. Nee, dit is mos nou so. Daar is allerhande verskillende goed op jou telefoon in die vorm van apps wat jy kan gebruik om met ander mense kontak te hou, of hulle naby is of hulle ver is. Daar is, en ek gaan nou name noem, maar ek sê altyd as ek nou hierdie lysie noem, dan kom ek nou agter, eintlik is ek ook nou nie 'n jonger Gen Z era mens nie, want ek ken ook maar net eintlik vir Facebook en Instagram en WhatsApp en video call en e-mail en daai tipe goedetjies, maar ek weet die lys gaan aan en aan en aan en aan, maar ons het al hierdie maniere om kontak met ander mense te maak. Maar julle ook in hierdie dag en tyd, ons dink daai goed dien ons, maar dien ons nie. Maar wat dit doen is, ons is eensaam, maar ons is eintlik ook so bietjie bang vir intimiteit. Want hierdie goed wat ons nader moet bring, het ons eintlik bietjie verder van mekaar af gebring. Want in plaas daarvan dat jy nou moet bel, of dat jy by iemand se huis moet gaan stop, kan jy nou net 'n WhatsApp stuur. Dis nou makliker, maar daar's nie daai intieme koneksie nie. Daar's nie die gesig tot gesig aksie wat ons in die verlede gehad het nie. So ons het al die netwerke van mense, maar hulle is op 'n manier op 'n armlengte van ons af. So ek het nou 'n sussie, sy sit byvoorbeeld in die buiteland, ek kan baie met haar praat, maar ek mis haar. Want sy is nie by my nie. Ek kan haar nie druk nie. Ek kan haar nie so in die gesig kyk nie. Ek kan video call, maar julle oor video call kan jy ook maar 'n maskertjie opsit. As jy iemand in lewende lywe sien, dan sien jy hulle stert sleep. Dan sien jy hulle skouers hang. En daarom het eensaamheid en die effek daarvan in ons samelewing. Wie van julle, dink gou vir 'n oomblik, julle mense bly dalk ver van julle af. Julle kinders is nie noodwendig hier nie. So ons is gedwing om gemeenskappe te bou rondom ons, waar ons weer ons intimiteit en gemeenskap kan terugkry. En die Bybel, geliefdes, is vrot van hierdie tema. So kom ons gaan kyk gou vir 'n oomblik bietjie na Romeine 16. Nou, as jy nou Romeine 16, die van julle wat julle Bybels gebring het, ek wil julle nooi om dit op julle skote oop te maak, want ek wil hê julle moet dit sien. Romeine 16 se opskrif is persoonlike groet. Nou kan julle vir my, ek sal nou verbaas wees as julle nou in julle hele lewe al uit Romeine 16 'n preek gehoor het. Want dis nie eintlik die hoofstuk in Romeine wat ons preek nie. Want hoekom sal ons dit preek? Dis eintlik maar net 'n alenlange lys van name wat Paulus noem. En ek wil ons ken nie daai mense nie.
So, hoekom sal enige iemand uit hierdie hoofstuk uitpreek? As die Romeine boek so ryk is van wysheid. Maar ek wil net saam met julle, en verskoon my nou, onthou ek is nou nie 'n Hebreër nie, so ek het nou nie noodwendig die regte uitsprake van hierdie name nie, maar ek wil dit saam met julle lees. Ek het al die name gaan neerskryf wat in daai hoofstuk voorkom. So dis Phoebe, Priscilla, Aquila, Epenetus, Maria, Andronicus, Junias, Ampliatus, Urbanus, Stachys, Apelles, Aristobulus, Herodion, Narcissus, Trifena, Trifosa, Persis, Rufus, Rufus se ma, Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Philologus, Julias, Nereus en Nereus se suster, Olympas. En dan sê hy, daar's 'n klomp mense ook by my, Timotheus, Lucius, Jason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus, Quartus. Hy noem al hierdie name. Nou, baie keer sal hy ook een van hierdie name genoem het, en dan sê hy, en die broers daar by jou. Nou, ek bedoel, ons weet nou nie, hoeveel is dit nie, maar as ons net die name tel, wat ons fisies in hierdie hoofstuk kry, is dit 37 name, wat Paulus noem, wat hy sê, hierdie is 'n groep mense, dis my kring, dis my mense. Nou dan, sal hy, nou kom ons sê vir 'n oomblik, kom ons sê jy hou 'n verjaarsdagpartytjie, Paulus hou 'n verjaarsdagpartytjie, en hy moet net hierdie mense nooi. Nou julle, dan moet hy 'n klein saaltjie hier. As sê maar, hy nooi net hulle en hulle gades. Kinders nie genooi nie, dis soos 'n troue, kinders is nie genooi. Julle, dan moet hy 'n saal hier, om al hierdie mense te huisves. Dis 'n groot groep mense, wat Paulus, hy homself mee omring het. Dan sal hy 'n naam noem, en hy sal ook sê, wat het hierdie persoon vir hom gedoen? So hy sal sê, hierdie persoon het my ondersteun, beskerm. Hy sê een van hulle was saam met hom in die gevangenis, so hulle deel bietjie van 'n trauma, né? Hy sê, hierdie is my goeie vriend, 'n medewerker. Hierdie persoon het my onthaal, 'n medegelowige. So hy sal sê, hierdie een, kyk, as ek by daai een was, dan het ons net oor die Here gepraat. En ons het mekaar so geestelik opgebou, ek kon nie wag vir die volgende koffie nie. Hierdie een het my geïnspireer, hierdie een het my versorg. So elke een van hierdie persone in Paulus se lewe het iets vir hom beteken, iets vir hom gedoen. Almal speel 'n rol. Nou Paulus wil eintlik hier aan die einde van hierdie ryk boek wysheid oor geloof en werke wat Romeine is, kom sê, ek is geroep om die evangelie te verkondig aan die heidene nasies. Ek is 'n kerkplanter. Kyk, Paulus was nou 'n belangrike ou in die vroeë kerk gewees, nê? Maar eintlik wat hy sê is, my invloed sou nie 'n fraksie gewees het wat dit is en was, as dit nie vir hierdie mense was nie. Nou julle, vir ons is dit nou net 'n lys name, en julle hoor nou, ek het nou eers noodwendig al die name reg uitgespreek nie, want hulle is nie my pelle nie, maar hierdie is die mense wat Paulus liefgehad het, en wie hy liefgehad het. Hierdie is die mense wat hy gehelp het en toegelaat het om hom te help. So goed, nou wil ek vir jou vra, as jy 'n lysie moet maak van mense, wat jy net graag wil voor dankie sê. Dankie vir hierdie een, dankie vir daai een het dit vir my gedoen, daai een het dat vir my gedoen. Hoe lyk jou kring? Want hierdie is nou maar Paulus se binnekring, maar het jy 'n kring? Het jy 'n kring mense? Iemand wat jy bel as jy in die moeilikheid is. Iemand wat jy bel as jy raad kort oor iets by jou huis. Iemand wat jy kan bel as jy moedeloos is en jy soek net iemand om jou so bietjie op te beur. Wie is jou kring? Julle Romeine
is van die rykste boeke van Paulus. Kyk, jy kan 3 verse op 'n slag 'n hele preek van maak. Paulus het mos so geskryf. Hy skryf 3 verse, maar hy skryf 3 preke in 3 verse, nê. Hy sê, al hierdie goed beteken niks as dit nie geborge is in verhouding nie. Jy kan al die kennis hê. Jy kan die mooiste geloof hê. Jy kan, as jy nie verhoudings het nie, het jy mos nou nie 'n plekkie om hierdie fantastiese gawes of hierdie fantastiese kennis binne en uit te leef nie. Geliefdes, moenie net Paulus se woord daarvoor vat nie. Kom ons gaan gou Ou Testament toe. Ek spring saam met julle na Nehemia 3 toe. Nou, as jy nou in jou lewe uit Nehemia 3 al 'n preek gehoor het, dan sal dit ook vir my verrassend wees, want dis net so 'n vervelige hoofstuk in die Bybel. Want hy lyk nou so, nê? Nehemia was weggevoer in ballingskap, en toe sê die Persiese koning, nee maar, kom onder my voete uit, gaan bietjie terug na julle land toe, nê? En daar's toe sulke groepe terug Jerusalem toe. En Nehemia is toe nou nog by die koning, hy werk vir die koning en hy hoor, maar die stad is stikkend. En hy besluit, hy kry die roeping in sy hart, hy gaan die mure van Jerusalem gaan oorbou, weer gaan opbou. Want as die stad mure het, is almal binne in die stad veilig, en hy vra vir die koning, en die koning sê ja, en hy is toe terug, en so begin hulle toe die muur van Jerusalem opbou. Goed, daar's 32 verse in Nehemia 3. 22 keer kom die woord langsom voor. Ok, so die hoofstuk lees nou so. Ek het voor my huis gebou. Langs my was Piet. Hy het voor sy huis gebou. Langs Piet bly Gert. Gert, hy het voor sy huis gebou. Langs hom het Diederik gebou en toe langs hom het Jan gebou. Langs Jan het Leon gebou en so aan en so voort en so aan en so voort. 22 keer sê hy, ek het voor my huis langsom. Hierdie was 'n saampoging. Ek het my stukkie gebou, maar langs my was my buurman. Hy het ook voor hom gebou. Maar onthou nou, ek moet nou my buurman ken, hè? Want ek kan nie hierdie muur alleen opbou nie. Ons moet saam hierdie muur bou. Maar dan moet almal hulle deel doen. Maar dan moet ek ook my hulpbronne deel met my buurman. So ek het dalk 10 bakstene oor. Nou deel ek dit met Leon. Want hy kort ook bakstene. Maar hier so regs van my is Gert en hy bietjie sement oor. Hy moet bietjie vir my weer leen. Langsom. Hoe bou jy 'n muur? 22 gesinne se name wat genoem word. Wat voor hulle gebou het, maar hulle het dit saam gedoen. Ek sien jou raak, jy sien my raak. Ek weet van jou, jy weet van my. En saam kom hierdie ding klaar. Kom ons gaan Nuwe Testament toe. Jesus Christus self. Toe hy sy bediening hier op aarde begin, toe kies hy vir hom 12 mense. Dis sy kring. Hy het 'n kring. Mense wat hy vertrou, mense saam met wie hy gelag het, mense saam met wie hy gehuil het, mense wat hy geleer het, mense wat hom gehelp het en hy het hulle gehelp. 12. Nou natuurlik het Jesus baie meer volgelinge gehad. Ons lees dit, ons sien dit. Ek bedoel, hy het mense genees, hy het preke gedoen. Daar was altyd hordes mense wat agter Jesus aangeloop het. Maar hy het 12 gehad, wat hy gesê het, jy volg my, kom saam, ons gaan by mekaar leer, ons gaan mekaar help, ons gaan hierdie ding doen. En hy kies hierdie 12 en elke een van daai 12 het 'n rol te speel, het iets in hulle persoonlikheid wat hulle tafel toe bring. Thomas, wat getwyfel het, hy was waarskynlik die denker. Petrus, julle weet nou daai Petrus wat so maklik praat en sommer partykeer vir Jesus stil maak en sê nee dit sê nie. As Jesus man, nie hy vir my sê wat ek moet doen. Daai Petrus, die ekstrovert.
elke een van hulle het 'n rol te speel gehad wat bygedra het tot hierdie bediening wat Jesus begin het. En toe het Jesus mos die eerste kerk in daai 12 mense verder gevat. Kom ons kyk na 'n metafoor wat Jesus self in die Bybel gebruik vir wat 'n kerk is. Dis nou ons, né? Hy sê die kerk is soos 'n liggaam. Die een deel affekteer die ander deel en dan rimpel dit uit. OK, nou ek is nou nie 'n mediese persoon nie, maar ek het Google. Ek vra toe, ek dink toe aan die eerste orgaan wat toe in my gedagtes opkom is die niere. OK, ek sê toe, wat gebeur as my niere nie meer werk nie? So ek kies toe nou net daai orgaan. Toe leer ek, as jou niere nie meer werk nie, dan kry jou hart swaar en jy het bloeddrukprobleme want vog bou in jou lyf op. So jou hart kry swaar, jou longe kry ook swaar as gevolg van hierdie vog. So jy sukkel met asemhaling. Gifstowwe bou op. Dit maak jou brein siek. Jy die hele tyd hierdie brein fog, jy kry nie gekonsentreer nie. Die gifstowwe maak ook jou spiere pyn. Die gifstowwe affekteer ook jou blaas. Want ek bedoel jou blaas moet nou van hierdie goede ontslaa raak wat nou so opbou in jou lyf. Die niere is verantwoordelik om 'n hormoon wat rooi bloedselle produseer. As hy nie meer dit doen nie, dan het jy bloedarmoede in jou liggaam. Vitamine D word nie meer reg opgeneem nie en dit maak jou bene bros. Al hierdie mineraal wanbalanse kan maak dat jou vel juk. Kan julle nou dink, nê? As jou vel net die hele dag moet juk. Dis net die niere. Ek het nie ander organe genoem nie. Kyk wat 'n rimpeling effek in 'n liggaam gebeur as een nie doen wat hy moet doen nie. Nou goed, dis die metafoor wat Jesus gebruik vir ons, sy kerk. Hoor gou, wat gebeur hier as een nie doen wat hy moet nie? Nie help nie, nie bydra nie, nie sê wat hulle dink nie, nie hulle gawes deel nie. So as hierdie metafoor waar is, dan daai ou stemmetjies van die duiwel wat sê, jy maak geen verskil nie, nee wat, niemand gaan jou mis nie, nee, jy kan nie meer nie, jy los maar hierdie werk vir iemand anders. Daar is nie so iets in die liggaam van Christus nie. Maar dan doen jy nie jou deel nie. En dan kan hierdie liggaam nie werk nie. So ons lewe maak 'n verskil. Jou gebed maak 'n verskil. Jou uitreik maak 'n verskil. Jou praktiese hulp van ek hoor jy siek, ek het sop gemaak. Hier is vir jou sop en brood. Dis eenvoudig genoeg. Jou WhatsApp wat jy stuur en sê, hoorie, ek hoor jy, dit gaan nie baie goed met jou nie. Wil jy nie so 'n bietjie by my kom kuier nie? Kry my by 'n koffiewinkel. Daai goed maak 'n verskil. En hoor gou vir my, sonder jou neem die kwaliteit van die lewe van die mense om jou langs jou af. As jy nie doen wat die Here jou geroep het om te doen, neem kwaliteit van ander mense se lewe af. Skokkend, nê? So ek sou meen, doen jou ding. En laat toe dat die Here jou gebruik in ander se lewens. Christelike lewe, ons lewe in diens van Christus, is 'n integraal deel van ander mense. Kan ek gou vir julle ietsie sê? Toe Jesus die hele wetboek opsom, toe sê hy nee, 2. Jy moet die Here jou God lief hê en jy moet ander lief hê soos jouself. Daar is nie so ding soos ek sal die Here lief hê, maar die mense van die Here, nee, ek wil net met hulle niks te doen hê nie. Nee, met ander mense, hulle is nie lekker nie. Daai een is sis en daai een is so. Daar is nie so iets.
soos om te sê, ek is 'n kind van die Here, maar die ander kinders van die Here is nie ook maar deel van my pakkie nie. Jy kan dit nie kies nie. Dis nie 'n opsie wat ek en jy mag uitoefen. Kyk, ons hou mos nie altyd van ons boeties en ons sissies nie, nê? Dit is nou so, ek het in 'n gesin van 3 groot geword, my ouer boetie, hy het altyd gesê, ek mag al boelie, maar jy mag nie. Okay, so hy het daarom so 'n bietjie my beskerm, maar hy het definitief sy deel gedoen om my net so bietjie te brei in die lewe, nê? Ek bedoel, ons is nie altyd lief vir ons boeties en sissies nie. Maar my sussie en my boetie is ook my ma en my pa se kinders. So ek kan nie my ma en my pa reg lief hê, as ek nie maar ook my sussie en my boetie saam met die pakkie vat nie. En kinders van die Here is ook so. Nou, hoe lyk hierdie verhoudings? Ek is weer terug by Romeine 16. In hierdie lang lys wat Paulus noem van hierdie mense wat deel is van sy kring. Vanaf vers 17 tot vers 20 lees ons 2 goed. Daar's 'n waarskuwing en 'n seëning. Okay, so die waarskuwing staan in vers 17 tot 19. Dit lees nou so. Ek druk dit julle op die hart, broers, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange en moet met al hulle mooi praatjies en vlei taal mislei hulle die gelowige mense. Almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie, baie bly oor julle en sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. So nou vertel hy van al hierdie verhoudings wat hy het. Maar kyk gou wat doen hy binne in hierdie verhoudings. Hy doen 2 goed. Die een is hy waarsku. Hy sê luister hierso, daar's mense onder julle wat storieetjies maak. Moenie vir hulle luister nie. Hulle lieg. Hulle is eintlik op hulle eie goetertjies besig. Hulle is nie met die Here besig nie. Kyk, hoor julle daai waarskuwing? Wees versigtig. Kyk uit. Elke goeie, diep verhouding het 'n element van waarsku in. Okay, so kom ek vertel vir julle vinnige storie van myself. Nou die dag is ek in 'n vergadering. Ons is 'n lekker spannetjie daar by ons in die gemeente en na die tyd kom 'n vrou na my toe. So sy's 'n werkskollega van my, maar ook ons kom baie goed oor die weg en ons het 'n ongelooflike kosbare verhouding. Sy gaan so vir my, Marika, wat gaan aan met jou? Ek sê, wat gaan aan met my? Sy sê nee, stop dit. Ek sê wat? Sy sê luister hierso, jy is verskriklik hastig. Jy's so hastig. 'n Mens kan nie met jou praat nie. Sit net om hemelsnaam 1 sekonde stil dat ons met jou kan praat. Maar ek sien in jou hele liggaamstaal, dit is asof jy mure in jou broek het. Jy gaan moet relax, want ons kan nie met jou werk nie. Julle nou, dis nie vir my lekker om te hoor nie, want ek het nou nie, ek bedoel, uit die aard van die saak het ek seker 'n lysie goedertjies gehad waarby ek moes uitkom. Maar ek wil nie hoor dat ek ontoereikend is nie, want dis eintlik wat sy vir my sê. Sy sê eintlik vir my, ons kan nie met jou werk nie, want jou hele liggaamstaal sê kom weg. Nou besef ek, hierdie ding, dis groot. Dit is onaanvaarbaar. Ek kan nie so leef as ek graag mooi verhoudings in my lewe wil hê. En ek sê vir haar dankie. Dis nie lekker nie, maar dankie. Ek hoor jou. En nou kan ek mos iets gaan doen aan hierdie inligting. Nou julle, het ek so 'n bietjie in my lewe goedertjies ingestel. So ek kan nou baie keer as jy nou met my praat, nê, dan staan my voete so bietjie so. Maar ek luister vir jou. Maar ek bedoel, kom nou. Jy het nie baie vrymoedigheid om met my te praat as my voete eintlik wys by die deur uit, maar ek luister vir jou nie, nê. Het ek eenvoudige goed in my lewe ingebou. As iemand met my praat, skuif jou lyf. Skuif jou lyf. Ja, ek hoor jou. Kyk mooi in die oë. Die waarskuwing het 'n enorme effek gehad op my. Hoekom? Onthou ek en sy het 'n verhouding. Jy moet eers diep verhoudings met mense hê. As enigiemand anders nou dit vir my gesê het, sou ek gesê, man, wie's jy? Maar ons het 'n mooi verhouding. Gemeenskap van gelowiges is soos 'n spieël.
Ander mense sien jou anders as wat jy jouself sien. Kyk, ons praat mos nou van blinde kolle. Jy het blinde kolle. Wat is 'n blinde kol? Dis blind. Jy kan nie dit van jouself sien nie. Maar ander mense sien dit baie duidelik. Ek bedoel, dis vir hulle so glashelde. In my wêreld is my ma ook nogal iemand wat so bietjie brutaal eerlik met my kan wees oor goed in die lewe. En ek het in my hele lewe vir haar nog net kon dankie sê. Okay, so in jou verhoudings moet 'n mens die spieël bietjie partykeer kan optel. En dan het hy in vers 20 'n seëning. Hy sê, God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. Hy sê, man, ek weet dit gaan nou met julle taaf, maar die geestelike oorwinning is op die deur. Die Here is by jou. Die Here sien jou. Julle, dit is die tweede baie belangrike element wat in ons verhoudings moet wees. Is ons moet die Here vir mekaar uitwys. Ons moet sê, daar's die Here, daar's die Here, daar's die Here. As jy saam met my koffie drink, moet ek so mooi luister, dat ek meer as een keer kan sê, ja, maar sien jy hoe's die Here in jou lewe besig? Ja, ek weet hierdie ding is vir jou swaar, maar weet jy wat mis jy? Jy mis dat die Here eintlik. Dit is ons rol in mekaar se lewens, om mekaar te seën en te sê, daar's hy, daar's hy, daar's hy. Maar vir die ding om te gebeur, moet ons bly. Kyk nou net, jy kan nie hier bietjie wees nie. Jy moet bly. Jy moet lank genoeg bly, laat mense die vrymoedigheid ontwikkel, om jou te leer lief te kry, en dan die waarskuwings en die seën in jou lewe in te spreek. Want saam floreer ons, maar daarom moet jy betrokke raak, hier, sodat hierdie verhoudings hier kan begin leef. Ek wil vir julle 'n laaste storie uit die woord uit vertel. Daar was 'n vrou met die naam Rahab. Nou goed, hier sou dit gebeur het. 3 jaar na Egipte, staan die volk voor die beloofde land. En hulle stuur 12 verkenners in die beloofde land in, en vir 40 dae bly daai 12 manne daar binne, nê? Nou kom hulle uit. Nou sê 10 van die 12, ons kan hierdie ding glad nie doen nie. Nee, daai mense, hulle is groot. Hulle is soos reëse. Ons is so klein soos sprinkane. Ons kan dit nie doen nie. En hulle, nee. 2 sê, nee man, maar ja, dit is so. Die mense van daai land is nogal groot en ons is nog nie vegters nie. Ons kom nou maar net hier uit Egipte uit. Ons is maar net slawe. Maar die Here het ons vir ons beloof. Okay, die volk glo die 10 en toe gaan loop hulle mos nou 37 jaar so rond in die woestyn. Dat die Here vir hulle vertroue kan leer. Okay, 40 jaar later, nou staan hulle weer daar, by die beloofde land. Hierdie keer stuur hulle 2 verkenners in. Hierdie 2 verkenners kom by Rahab. Nou, sy is maar net 'n gewone vrou, sy doen maar net haar werk, sy was 'n prostituut, maar sy was ook 'n spioen vir die koning. So, dan kom die klompe daar by die poorte in, dan luister sy hulle storie, dan gaan fluister sy dit in die koning se oor. So dit is wat Rahab vir 'n lewe gedoen het. Daai 2 mans kom by Rahab aan en sy sê, julle God is nie my God nie, maar alles wat ek van julle God hoor, glo ek, hy is die ware God. Maar hier's nou, ek gaan julle wegsteek, en sy versorg hulle, en sy's goed vir hulle, en sy doen wat sy nodig het, dat die koning nie by hulle kan uitkom nie, nê. En toe nou die hele storie van, okay, maar as julle nou hierdie land kom vat, ek gaan 'n rooi tou, kan ek en my familie, kan ons by julle aansluit, nê. Maar hoor gou wat moes Rahab doen? Sy moes 2 mense beïnvloed. Die 2 mense gaan na die leier toe. Moses is intussen oorlede, Joshua is die leier, 2 mense gaan na die leier toe. Julle die leier
mobiliseer 2 miljoen mense om in daai land in te gaan. Rahab, 2 mense. 1 leier, 2 miljoen. Wie moes Rahab beïnvloed? 2. Wie moes Rahab help en versorg? 2. Leier, 2 miljoen. Die rimpeling van haar versorging, die rimpeling van haar raaksien, van haar ek sien jou, ja ek gaan jou help, dis reg, ek sien jy het moeilikheid, ek gaan help. 2 tot 2 miljoen. Nou wil ek vir julle sê, hierdie saam ding begin by die mense die naaste aan jou. Die mense wat met jou 'n dak deel, die mense wat saam met jou by jou werk is, die mense, jou bure, hierdie geloofsgemeenskap. Begin hierso, hier, waar jou hand vind. Rahab het net beïnvloed wie haar hand gevind het. En toe rimpel daai ding uit. Wat sê Paulus? Paulus is in Romeine 16, hy's een van die mees invloedryke skrywers. Miljoene mense lees vandag nog. Julle hoeveel Christene in die millennia na Paulus se briewe lees sy wysheid en haal sy wysheid teenoor mekaar aan. Ek voel ek en jy doen dit vanoggend nog. Miljoene mense. Paulus sê, my lewe het dalk miljoene aangeraak, maar my lewe maak net sin omdat daar hierdie mense is wat vir my lief was. Hierdie mense is wat vir my omgegee het. So jy hoef nie noodwendig 'n Paulus te wees, jy kan ook maar 'n Paulus wees. Maar begin jy net by die mense wat jou hand vind. En jy sal geen idee hê wat die rimpeling is van daai hulp, ondersteuning, bystand, beskerming nie. Maar laat die Here dit doen. Begin jy net by die een die naaste aan jou. En julle, hierdie goed, is die groot eriferie, geestelike, daar ver bo goede nie. Hierdie is praktiese goed. Hierdie is regtig die stuur van 'n WhatsApp. Regtig, die ek dink daai ene is nogal alleen. Ek gaan net daar gaan kuier bietjie. Die vat van sop, die uitreik, die ek sien jou raak. Dit is die goed waarvoor Paulus lof gebring het aan daai name wat hy genoem het. So begin net hier. Kom ons bid saam. Ek wil nou, terwyl ons so sit, die Heilige Gees vertrou om 'n gesig, 'n naam oor jou gedagtes te sit. Ek vra die vraag, na wie moet jy uitreik? Wat 'n gesig het nou by jou opgekom? Die Here, gebruik vir ons. Gebruik vir ons om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Die Here, baie dinge aan hierdie kant van die ewigheid voel eintlik maar soos predikers sê, nee wat, hierdie goeters kom tot niks. Dis net 'n gejaag na wind. Maar liewe Here, ons weet, ons bely, dat dit wat ons in verhoudings doen, dit wat ons belê in verhoudings, ewigheidswaarde het. Here, dit wat ons teenoor mekaar leef, bring 'n stukkie hemel op aarde in hierdie donker, duistere wêreld. Is ons lig vir mekaar.
Liewe Here, maak my 'n Phoebe. Maak my 'n Aquila. Maak my 'n Euseus. 'n Gaius. Vir iemand anders. En dan, liewe Here, gaan ek U vertrou om daai omgee wat ek in ander se lewens ingiet, verder te vat en uit te rimpel, want dit is U werk. Ek meld net aan vir diens. Amen. Mag ons deur die Here se Gees gedring word om ander mense raak te sien, in hulle lewe 'n verskil te maak, te sien hoe die Here ons gebruik in sy koninkryk, want saam is ons beter. Amen. Geliefdes, ek staan nou hier onder, dat ek julle 'n bietjie so in die oë kan kyk, en so, ek is nou by die ring betrokke, maar nou is ek ook konsulent hier. Wie was altyd konsulent, maar hy het 'n beroep op 'n ander plek gekry. So ek is nou konsulent. So ek wil graag vir julle net 'n prentjie skets. Ek besef kerkrade weet altyd wat aangaan in gemeentes. Hoekom? Want hulle vergader daaroor. Nee, ons sit om tafels en ons praat en ons brainstorm en ons roep en ons soek en ons vra die wil van die Here. Maar lidmate weet ons nou nie eintlik wat in daai brainstorms alles altyd aan die gang is. So ek kom deel eintlik maar net iets vandag met julle van wat in hierdie gemeente aan die gang is. So ek wil net eers 'n getuienis lewer oor die kerkraad van Flamida. So ek gaan nou 'n bietjie terug in tyd, nie so lank terug nie. Hierdie kerkraad was nog altyd van Ring se kant af. Tydig, betyds en in plek. So, kom ek gaan terug na Abel se tyd toe. Nou Abel se prosesse was lank, want hy moes nog eers studeer. So die kerkraad het nie hulle voete gesleep of ietsie soos dit nie. Abel het eers klaar studeer. Toe Abel klaar studeer het, toe moes daar ooreenkoms aangesluit het. Wat die kerkraad gedoen het. Daai ooreenkoms was op die ring se tafel. En voordat die ooreenkoms gefinaliseer kon word, het Abel 'n beroep gekry na 'n ander gemeente toe, wat hy gevat het, want dit kon hom meer bied en hy het meer geleenthede daar gehad. Maar hierdie kerkraad se huiswerk was in plek. Ek wil net dit getuig. Maar hier's gou nou die volgende ding. Die Here het hierdie gemeente, en dit kom nou so uit aan die Janie se mond uit, maar ek het dit ook nog net so beleef op kerkraadsvlak. Nog nooit gelos nie. Want hierdie is mos nie ons kerk nie. Christus is die hoof van hierdie kerk, hierdie gemeente. Ons hier wees. En sy planne raak nie op nie. Hy het nie tekort aan planne, hulpbronne, genade, seën, oorvloed nie. So. Toe die Here mos nou alweer nog 'n plan. Hier aan die ander kant van Klerksdorp is Lisanne besig om te studeer. Sy het nie gemeente nie, sy het nog nie 'n plekkie of 'n plan nie, maar sy weet die Here roep vir haar en sy studeer. Nou, hier's Lisanne nou. Nog nie, ek bedoel, hierso is hierdie gemeente, staande, versorg, bedien. Nou is Lisanne hier. So ek wil iets oor Lisanne sê. Lisanne is gekwalifiseerde diensleraar. Nou, diensleraars is in ons NG kaartwerke 'n nuwe ding. Maar hulle gaan nou teen die spoed van wit lig baie vinnig in die kerk inkom, want op hierdie stadium kwalifiseer die NG Kerk dubbel meer diensleraars in 'n jaar as wat hulle op ons universiteite in voltydse 6 jaar studies kwalifiseer. So dit gaan nie vir baie lank vir ons 'n snaaksigheid wees nie. Diensleraars word deur die algemene sinode geakkrediteer. Daai kursus. Nou ek was nou Lisanne se mentor ook, maar dis regtig bloot toevallig. Ek dink nog ons was soos baie in mekaar se besigheid is, maar ek was nou daai tyd Lisanne se mentor. En as ek nou baie vir vra, watse boeke lees julle nou?
waarmee is julle besig? Of wie's nou julle prof? Of om eintlik wat te hoor, wat gaan in hierdie kursus aan? En ek wil net vir julle sê, sy het net so hard studeer soos ek studeer het in my 6 jaar. Behalwe sy moes nou nog gewerk het ook. Wat vir my onregverdig voel, dis amper soos 'n voltydse kursus. Ek wil net vir julle sê, dis baie goeie kwalifikasie om te hê. Ek en Tannie Janie het met die ou wat by die kuratorium van Stellenbosch is, 'n Zoom meeting gehad en ek het vir hom die vraag gevra. Mario, sê gou vir my, hierdie diensleraar kursus, meen julle dat hierdie studente genoeg gereformeerde teologie inkry om te preek? Hy sê, Marike, dit is 'n baie goeie kursus. En hy noem toe vir my so klomp goed. So ek wil net vir julle sê, sy's volwaardig gelegitimeer deur die Universiteit van Pretoria as 'n diensleraar. OK. Volgende ding wat ek vir julle van Lisanne wil sê, is die gemeente se ooreenkoms, en hierdie ooreenkoms weer eens die kerkraad se goed is alles in plek, het 'n ooreenkoms met Lisanne aangegaan. Ek wil vir julle sê, hoe lyk daai ooreenkoms? Dat daar nie enige verwagtinge is of verwarring is oor Lisanne se betrokkenheid by NG Flamida nie. Die ooreenkoms is finansiëel van die aard dat dit haar preke uitkoop. Prediking hier op 'n Sondag, bediening hier in die vorm van preke, wat sy volwaardig geakkrediteer is om te doen. Maar net dit. So Lisanne het ook 'n voltydse werk. Lisanne het 'n man wat sy eie besigheid het. Lisanne het 2 pragtige kinders met baie talente. Lisanne se kapasiteit is prediking. En dit wil sy doen, en dit is sy geroep om te doen, en dit het sy 'n hart voor. Maar ongelukkig in terme van kapasiteit het sy nie baie meer om te gee nie. Sy werk voldag. So, NG Flamida gemeente. En hierdie is nou vir my, ek wil hierdie sinnetjie so sê, maar wag net vir die opvolg. Julle het nie 'n dominee nie. Ek bedoel 'n voltydse dominee, 'n dominee soos wat ons verstaan 'n dominee is. Preek, Bybelstudie, siekebesoeke, huisbesoeke. Want Lisanne het eenvoudig nie die kapasiteit vir dit nie, en NG Flamida se ooreenkoms in terme van finansies, as hulle haar voltyds kon bekostig, het sy dalk haar job gelos, nee. Ja, sy sou. En dat sy net hier wou wees. Want dis haar hart. Maar dit is wat ek vir julle probeer sê. Julle is mos nou 'n liggaam. Julle is volwaardig kerk. Maar julle is die agente in mekaar se lewens. Julle moet mekaar maar besoek as julle hoor een is in die hospitaal. Julle moet uitkyk vir mekaar as julle sien een is eensaam, gaan doen 'n besoek. As een van julle, want dit is hoe die Here werk, dit op julle hart druk om 'n Bybelstudie of vir ietsie te doen, doen dit. Voel geroepe en staan op. Doen wat jy doen. Want julle is kerk. Ek sê dit vir julle so vanoggend, dat daar nie verwagtinge by Lisanne is nie, want Lisanne se hart is mooi, sy sal wil ja sê. Maar sy sal ook haarself uitbrand. Want sy kan nie vir als ja sê nie. Lisanne, Tannie Janie, kom staan hier by my asseblief. Ek wil graag vir Lisanne bid en vir hierdie gemeente bid in die persoon van Tannie Janie, so sy verteenwoordig julle en liefdes, ek wil vir julle bid. Toe ek vanoggend hier opdaag, die tuine is mooi, die kerkgebou staan, die klok lui, dan chankai honde in die woonbuurt mos so, klaar het. In my tuis tot Kroonstad is presies dieselfde, ons hond kon so huil as die klok lui. Hierso lewe die koninkryk van die Here. Die Here gaan vir Lisanne as agent gebruik, die kerkraad as agente gebruik, om die koninkryk hier te bou, soos die Here dit wil.
So ons bid, lê bietjie hande op Lisanne, vir julle as gemeente en ook vir Lisanne as bedienaar hier. Kom ons bid saam. Liewe Here, vanoggend kom ons en ek wil so graag, soveel kere van tevore hierdie gemeente in u skoot kom sit. Hierdie is u kerk, u is die hoof. Ons is net die dele van die liggaam. Soos ons vanoggend gehoor het wat bereid is om op te staan om diensbaar te wees. Liewe Here, dankie dat u hierdie gemeente nog nie gelos het nie. Nog nooit gelos het nie. U teenwoordigheid was ons nog nooit weg hier nie. Liewe Here, maar dankie dat u ook vir Lisanne gestuur het. In 'n nuwe vars seisoen in hierdie gemeente se lewe. Sy's nie die eerste nie en sy sal ook nie die laaste een wees wat op hierdie kant sal preek nie. Maar liewe Here, ek bid vir haar. Sal U haar asseblief seën hier by Vlamida gemeente. Maak hulle lief vir mekaar. Seën haar met passie en kreatiwiteit en insig en wysheid. Liewe Here, saam is ons beter en dankie dat ons vanoggend hierdie gemeente aan U kan kom opdra. Dankie dat U hierdie gemeente sien soos 'n persoon sien. Kom gee vir hierdie gemeente genoeg in terme van gawes dat ons hier aan hierdie kant van die dorp die verskil kan maak wat U ons roep om te doen. Amen. Amen. Liefdes, kom drink 'n